Baie welkom by hierdie episode van Net nog enetjie. Ons het 'n paar lekker goed waar ons hierdie week gaan gesels. So ja, as jy saam luister van die huis af, skink vir jou ietsie, vat net nog enetjie en dan gesels jy saam en as jy in die kar is, moet liefs net ietsie skinkie, maar luister gerus saam. Ja, so hierdie week, wel, is dalk ons laaste episode van die wêreld eindig 10-1, as ons kyk na wat in die Midde-Ooste aangaan. So, ons putting it all out there. Begin op 'n hoë noot. Ja, ons begin op 'n hoë noot, so ons kyk bietjie na Iran, Israel en so voort. Dan Malema se reisopsies wat dramaties ingeperk is. En dis 'n jammer dank. So ernstig wees daaroor. En dan die Bella-riglyne is uit. So wat is die riglyne, wat is dit nie? Wat beteken dit vir Afrikaanse skole? So drink graag net nog enetjie met ons. Net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube luister en gesels asseblief saam. Sê vir ons wat julle dink, waar julle wil hê ons moet gesels. Geef vir ons 'n resensie, 5 sterre asseblief as jy 5 sterre in jou het. En dan dankie soos altyd vir ons borg uitspan Delhi vir ons baie mooi bierbekers. Dit sê los my volk en bier. Die van julle wat saam luister en nie saam kyk nie, dit sê los my bier en volk en my kernkragaanlegte en my visas na die Verenigde Koninkryk. Ja, so gesels asseblief saam. Ja, so natuurlik wat tans nogals die nuustoneel wêreldwyd oorheers is dan Israel wat met aanvalle op Iran begin het en dit is in reaksie op bevindinge wat gesê het maar hierdie ouens het al hierdie kernaanlegte en dit hulle net aanhou dit al hoe meer en meer doen die Iran-verryking en almal wat dan natuurlik dink okay maar hierdie Iran-verryking word gedoen sodat daar dan nou kernwapens vervaardig kan word. Iran wat dan nog altyd sê maar hierdie is alles met energie te doen en so aan. So ja, ek dink ons moet 'n bietjie kyk na veral Suid-Afrika se rol hierso. Ons weet Suid-Afrika beskou Iran as 'n vriend en bondgenoot. Dit word redelik wyd verkondig sommer op verskeie regerings webtuistes en so. So hier is dan nou eintlik alweer 'n geval waar Suid-Afrika hom dan nou aan die verkeerde kant bevind. Dis iets wat ons redelik goed is. So ons sal sien of ons voordeur op daai traject. Net so vinnig, ek dink vir mense net om in terme van die agtergrond van die hele Iran-Israel ding, so Iran wat dan altyd Persië was, daar was toe 'n staatsgreep, daar was 'n stadium Demokrasie. Daar was 'n stadium demokrasie, daar was later toe nou weer 'n monargie en toe uiteindelik hier teen begin van die 1980s toe is daar dan nou die islamitiese teokrasie. Wat dan nou beteken dit word op islamitiese wet of die Sharia, dit is hoe dit regeer word en dan met geestelike leiers wat dan beduidende invloed en mag het. En dis natuurlik die Ayatollah wat die opperleier in Iran is. So net daai vinnige konteks, geluister gerus na Jaco Kleinhans se potsending wêreldwys wat ook Marula beskikbaar is waar hy in diepte die konteks en die historiese gebeure verduidelik. Maar dit was toe dan ook toe hulle nou oorgegaan het na hierdie islamitiese teokrasie wat die vyandigheid teenoor Israel begin het. Eintlik was hulle voorheen bondgenote gewees en toe is dan nou hierdie vyandigheid en dan Israel wat Vrydag sy aanval van stapel gestuur het en gesê het, daar is bewyse dat hulle bitter naby daaraan is om 'n kernwapen klaar te hê of te vervaardig en dat Israel geteken sou word. Kyk, hulle maak nie 'n geheim daarvan nie. Vandat hulle teokrasie sê die leiers of die teokrasie beteken tegnies God regeer en al wat hulle God sê is Israel moet vernietig word. So hulle het 'n klok op Teheranse stadsplein wat aftel tot Israel se vernietiging. Maar hy dalk 'n paar minute gaan bysit nou na Vrydag, net die ou Bietjie terugstoot. Hy 10 minute gedruk. Ja, dis 'n bietjie terug opgaan. Nee, die rede vir die aanval wat ons kan aflei is Iran het nou kernkrag of kernstof wat hulle verryk om energie te maak en nou hou hulle aan. En uit op 'n sekere punt kan jy nou dit 'n wapen maak en hulle is glo baie naby en Israel het basies gegaan. Ons wonder nie waantoe die eerste ene gaan nie. Ek dink ons weet. So hulle weet want Iran sê dit vir hulle. Iran sê dit ook baie reg. Dit is hy's letterlik besig met verryk. Wat doen julle daar? Nee, ons verryk Iran. Ja, hoekom? Vir energie. Ja, wat ons in julle rigting gaan stuur. Watter tipe energie? Kernenergie. Ja, maar julle het 'n stasie. Ons wil dit nie hier gebruik. Ja. Dink aan Tel Aviv kort dalk 'n kernkragsentrale. So dit is waantoe dit op pad is en toe Israel basies besluit. Hulle het vir twee goed gewag. Die ander een is Donald Trump het vir Iran gesê, julle het 60 dae om 'n deal te maak
oor hierdie ding en toe letterlik toe daai tyd verstryk toe ontplof alles net. Dit is hoe dit werk en toe het hy mos getweet of getruth. Unconditional surrender is die eerste ene wat ek het nou nie die impak gehad nie, kan jy glo dit nie. Maar wat dit wel vir jou sê is wanneer Donald Trump vir jou truth evacuate enige iets, doen dit. Doen dit onmiddellik. Ek dink hy's 'n nagmerrie vir sy militêre ouens, nee, want hulle daag op met meneer Trump, daai aanval is vanaand 8:00 op Iran. Evacuate Iran nou. Hy truth alles, hulle het my dae lank gesit en hierdie geheime beplanning gedoen en dan laat weet hy net Dat weet hy net gehou voor. Ja, almal. Net sy mense lees mos sy Twitter. Maar okay, so Inderdaad. waar los dit ons? Ek dink, ek vermoed die ANC lekker hulle lippe af om weer aan verkeerde kant van Amerika en internasionale geskuld te wees. Want dis wat hier kom, is Amerika is 100% agter Israel, hulle het dit duidelik gemaak, en dit sê, verwag dat Suid-Afrika se posisionering presies teenoorgestelde gaan wees, as ons gaan teen aan Iran hier, back tot die einde. Verduidelik gou vir my hoekom, as ons praat van 'n teokrasie in Iran, dit was 'n baie demokratiese land, dit was 'n, ek wil nou sê 'n losland, dit is nie wat ek bedoel nie, maar jy weet, mense het, hulle Vryland. Dit was 'n vryland, eerder as 'n losland, nee, so hulle was 'n vryland gewees, en toe begin die Ayatollah regeer, en dit is dan nou 'n baie streng moslimstaat. So met Sharia wetgewing. Ja, hulle probeer amper die Ons kalifaat. as in Suid-Afrika het nie daai, ons word nie soortgelyk regeer nie. Nee, glad. So wat is ons affiniteit dan vir hoe dinge in Iran gedoen word? Hulle het groot ekonomiese probleme, hulle het geweldige hoë inflasie. Die meeste van hulle burgers is nie hierdie konservatiewe moslems nie. So wat sien ons in Iran wat ons meen 'n bondgenoot vir ons kan wees? So die een, dit is deel van BRICS nou, as ek reg onthou, het ingekom, en dit beteken, dis so 'n bietjie BRICS wat aangeval word, maar dit is nie die primêre nie, daar is 'n baie vreemde verhouding tussen die ANC en Iran, spesifiek. Jy kan dit nou nie bewys nie, maar die ANC het, kom ons sê, net so oor die 100 miljoen Iran geskuld, en dit is vereffen deur iemand ergens. Ons weet nie wie daai 100 miljoen Iran betaal nie. En dit sê, daar is... Ek het 'n paar Iraiskote. Ek het 'n paar Iraiskote, presies dit. So, ek vermoed die ANC is baie paniekerig as die Ayatollah sou val, want in daai geval, dan is daar dalk ernstige probleme. Ons het nogal bande gebou met Iran. Die ander ding wat ons uit wou kry is om olie van daar af te kry. Iran mag nie hulle olie, hulle het sanksies en goed teen hulle. So ons kyk of kan ons nie dit reg kry ensovoorts nie. Maar dit is 'n vreemde verhouding, en die beste beskrywing maar is Suid-Afrika doen regtig moeite om met die internasionale muisonde te skakel. Ons is een van die min lande wat nog diplomatieke betrekking met elke kommunistiese staat in die wêreld het. Selfs met Noord-Korea. Daar's min met ons het actually Dis wel gedoen met hulle. Dit is ek is nie seker of Noord-Korea weet wie regeer hier nie, maar Maar ons het bande. ons het bande. Okay. En dit is 'n internasionale ding wat toenemend net anti-westers raak. En dan is dit nou, hierdie is die ideaal, is nou het jy weer die groot duiwel wat die kern van Islam aanval, en dan kan jy nou, ons is nie aan die Islam kant nie, maar ons gaan teen Amerika gaan hier, is my vermoede. Ons gaan weer teen Amerika gaan, en teen Israel. En dit gaan ons op watter manier baat? Gaan ons olie kry? Nee, Gaan dit ons gaan 'n paar Irande kry? Nee, hierdie is uit die Afrikaanse diplomatieke playbook wat is, hierdie het niks met ons te doen nie, dit is net tot ons nadeel, wat beteken die ANC gaan dit vurig najag. Daar's ons geen manier. Ons wil net ons onverbondenheid net tentoonstel. Okay, goed. Ja. So, maar nou was dit die G7 ook, en Trump en Ramaphosa was daar, en daar was die hele tyd gesê, okay, maar dalk gaan hulle daar 'n bietjie ook gou weer 'n bietjie catch up na die Withuis video sage. En maar Trump wat toe nou in 'n raas daar weg is om dan aandag te gee aan die hele Israel-Iran konflik. So dit het nou weer nie gebeur nie. Wie weet, dalk het Donald net vir so onderlangs gesê, hoor jy, julle moet seker maak aan waar julle staan hierso. Ja, ek weet, ek het dit al van tevore vir hulle gesê, die boodskap is duidelik. Wat ons betref, ek dink nie ons sal soos troepe stuur of iets in daai lyn nie. Een, want is nogal ver, en ons kan nie lekker oor die DRK gevlieg kry nie. En twee is, ons is nie so gecommit ook nie. Hierdie is ook 'n bekwam plek om te markeer. Die sal oplet die res van die wêreld het vinnig uitgefigure. Israel vlieg oral in Iran rond. So dat beteken, hulle weet nie, die vliegte is daar nie. Dit is nogal 'n slegte plek om te wees as jy sê, dit dan Israel, en dan ontplof drie goed, en jy het nooit
eers die vliegtuig Jy het dit nie gesien nie. gesien nie. So dis die Hulle ding. soek nie voete op die grond nie. Nee, hulle doen nie. Ek dink nie ons gaan dit doen nie. Ons gaan dalk die sterk bewoorde brief doen en 10-1 Israel nou nog verder aankla van goeters. Maar ek voorsien dat net die aard van hierdie konflik dat Suid-Afrika nie so intens betrokke gaan raak buite. Ons gaan probeer, ons sal teen die internasionale stryd teen Amerika en Israel lei, of in daai posisie wees, maar ek dink nie ons gaan waar die tekkie die teer tref te veel kan doen nie, want daar is nie baie wat jy kan doen. Iran is reeds onder enorme sanksies ensovoorts. Amerika druk vir, hulle sê regime change. Hulle wil demokrasie bring, so dan verander jy die Ayatollah in Bayatollah, dan kan almal stem. En dan Luister, die wyn Shiraz kom uit daai streek uit. So daar's baie goeie goed wat uit daai streek uit kan kom. Dis Persië, dit is Daar's baie om te red daar. Hulle kultuursentrums en die monargie, baie vooruitstrewende land. Hulle koning bestaan nog ensovoorts en hy sê hy doen moeite en daar was al 'n paar Iran is wankelrig die islamitiese regime daar. So kom ons kyk. Kan ek Iran toe reis? Is hier 'n ambassade wat ek gaan aansoek doen vir 'n visa met sê ek wil ek dink jy reis kan. daar. Ja, ek hoor jy hoor. Sou dit slim wees? Nee, stadium nee. Ek sou wel dit dan af. Ek weet dit nie op my wynroete nou sit nie. Ek sou as ek jy was baie vinnig gaan kyk na van die goed voor dit weg is. Wat op pad is. Dis ongelooflik, dit is 'n verlies vir die beskawing. Ek dink nie die hele plek gaan daarom plat gebom word nie. Okay, maar ek wil hoor, is Wêreldoorlog 3 op pad? Gaan Amerika weer in 'n oorlog betrokke raak en mense gaan mekaar met kernbomme gooi? Nee, ek dink hulle nie kernbomme nie. Israel het Iran se kernbom gestop, maar ek vermoed nee, die Wêreldoorlog 3 sal nie sommer die Midde-Ooste uitkom nie. Laaste dis te gereeld. Dit klink maar die Midde-Ooste is permanent in konflik. Ja, dis wat ek nou sê, ek meen ons het nou met al die laaste konflikte toe die hele Rusland ding begin het en Oekraïne toe is daar gepraat van die Derde Wêreldoorlog en toe elke keer wanneer so iets Israel en Gaza toe is daar weer gepraat en nou onlangs met Pakistan en India is daar weer eens ook daaroor gepraat en ek meen ons het gesien dit het redelik vinnig gedeeskaleer. So miskien moet ons seker daaroor praat nie. Ja, maar nie elke streekskonflik die elke keer dat iemand hulle wip dan is dit die Derde Wêreldoorlog. Dis wat dit neerkom. Wat kommerwekkend is die wêreld is bietjie meer onstabiel in kort vir nou, maar alhoewel kyk Israel het 'n lys gehad om dit so te stel van wie hulle wil uitsorteer en hulle is nou op die derde plek op die lys. Hulle het redelik Hamas gedoen, hulle het Hezbollah gedoen, Iran was die volgende een en Iran sê ook ons wil graag Israel uitwis, so dit is mutual. Hulle voel dieselfde oor mekaar. So nee, ek dink dit is die Derde Wêreldoorlog nie. Vir Suid-Afrika is die risiko, ek vermoed ons gaan onsself weer posisioneer teen die VSA en teen Israel spesifiek en dit gaan net daai verhouding wel. Dis die ding is, as jy nou dink Trump was kwaad, hierdie keer gaan hy nie as die ligte aanhou as sou ons gaan afbegin. Jy gaan in die donker inkom. Ons ligte het hom net gaan net instap aan so tas in die donker en die volgende kom net 'n skerm op. Al weet hy, is rond te 2. So nee, ons gaan net vir ons die impak helaas is ek dink ons posisionering gaan slegter raak internasionaal met ons handelsvennote. Want die res van die wêreld lyk nogal of hulle nie te lus is om betrokke te raak nie. En dit is die deel is dis nie Amerika wat gesê dis 'n VN-agentskap wat gesê het luister Iran is besig om die kern Ja, dit was die internasionale atoomenergie. Presies dit. So nou het jy 'n tricky situasie is hulle is nou besig om 'n kernwapen te bou en niemand wil hê die Ayatollah met die kernbom hê nie. So dis een van daai van skryf hierdie sterk bewoorde brief van dis baie lelik wat julle doen, hou asseblief aan. En dan stuur hulle hom daai so iets in daai lyn. So ons sal sien. Maar okay nee, vir ons is dit net ons gaan net weer Amerika kwaad maak. Verder kwaad maak. Ons kan nie anders nie. Behalwe as John dit reg gekry het om as Cyril se wit vriend invloed uit te oefen en die internasionale beleid te stuur op 'n manier. Ek twyfel baie selfs as ek nie Iran toe reis op 'n wyntoer nie, meneer Malema se reisopsies is ook redelik beperk. Ja, so sy reisopsies het nou bietjie minder geword. Dit was nou die tweede keer wat Brittanje dan 'n visum geweier het. Na die eerste keer wat hy dan daar gevra is om 'n konferensie toe te spreek oor leiers of so ietsie. Toe was hy daar by Ouer Tambo en op pad om te vlieg Londen toe en toe het hy nou verneem nie, hy gaan toe nou nie vlieg nie, sy vlerk is toe nou geknip, en toe nou, hierdie keer is daar toe nou, die brief wat vir hom gesê het, hoor jou aansoek vir 'n visum is ongelukkig nie goedgekeur nie. Ja, nee, maar die vorige keer het hulle, hy was baie in die gesig gevat gewees. Hy was. En hy wou weet hoekom dit gebeur het, en hulle is baie lelik met hom, en toe, as ek reg onthou, die ambassadeur
Hoogkommissaris, ja. Die hoogkommissaris gesê daar was baie vakansie daar in die Verenigde Koninkryk en hulle het bietjie gesukkel om dit betyds verwerk te kry, die aansoek. Nou ewe skielik was daar weer baie vakansie daar. Daar het nou 'n brief gekom en gesê Nee, dit jy het kan gesê- nie kom nie. Ja. Jy's 'n ongewenste figuur hierso, weens soos kon jy dit sal stel jou serpie. Ja. Onder andere. Weens jy jou ma serpie, so jy is nie welkom hierso nie en dit is nie in openbare belang. Daai dat brief is jy- uitgelek. Dat jy hier kom kuier. Is dit 'n brief wat aan meneer Malema gestuur Hy is? is aan hom Ja. gestuur, ja. Maar hoekom sy besom aansoek geweier is? En kyk, en is breedvoerig, is eintlik nog oulik. Die eerste een was basies Brittanje wat gaan, sien jy nie, dis ons. Ja, skussie. dit was hulle dit Maar dis 100% jy ken die gesê. storie. Ek ben fout. Toe gaan hulle vir 2 weke op 'n vind jouself vakansie en hulle kom terug en skryf toe die brief wat sê, nee, dis nie ons nie, dis jy. Dis nou rarig Dis eintlik dis jy. En die wonderlike deel is dan haal hom vir homself aan daai brief. Herhaaldelik sê 22 Oktober 2023 het jy gesê Hamas did nothing wrong. Hierso het jy gesê jy sal die wapen opneem. Hierso het jy gesê wil wit mense doodmaak. Het jy weer gesê wil wit mense doodmaak. Het jy gesê dit gaan dalk nie jy wees wat die bevel gee om wit mense dood te maak nie, maar iemand gaan. En dan geknipoog. En dan sê dan net Ja, daar was ook baie wit mense in Engeland, so hulle sal bietjie bekommer. Ek kan verstaan hoekom hulle Was dit bekommerd net is. Suid-Afrika se Hy het nou wit? nie nasionaliteit gesê nie, hy het net O, whiteness gesê. So hulle het toe gegaan, luister ons het wit mense. Ons het een of twee, dan is nogal baie Ons bleek. wil jou nou nie in 'n target rich environment inbring nie. So ons gaan 10 teen 1 hier nie jou toelaat nie. Maar dit is eintlik direk sê dit luister weens jou ekstremisme, ons beskou jou as iemand wie die presiese woorde is jy gaan nie die public good in Engeland help nie. Van Brittanje help nie. So jy word nie toegelaat nie en dit is dit is vir my wat is tragiese nuus. Dit is sommer 'n traan gepink. Nee, dit is die find out gedeelte van die grafiek weer eens vir Malema ook is. Jy kan jou sê die Bang Idols loopbaan loods en is lekker, maar daar is gevolge en ek vermoed hy gaan sy reisopsies uiters beperk in Amerika ook vind as hy so toe sou gaan. Hy kan Iran toe gaan. Dit is en daar's reuse specials. Nee, ja. So dalk sien ek kan hy van daar af videoetjies opneem. Maar Hier is nou dit is wat jy sê hier is gevolge. So jy kan op Twitter kan jy sê wat jy wil en jy kan op sê die Bang Idols kan jy sing wat jy wil en mense op Twitter kan vir jou vertel hoe oulik jy is, maar dan erns het hierdie gevolge. Ja, nee, repercussies. Dit het groot gevolge. ek wil nou Die res van ons het nie so baie internasionaal reis nie, weet ons is maar hier rig. So maar vir iemand soos hy Streksgebonde. ja, vir iemand soos hy wat dit waarskynlik belangrik is om te gaan skouers skeer en blink skoene te dra en sy horlosies te gaan shop iewers. Konferensies te gaan gesels en sy Konferensies. Dit moet seker nogal sleg wees as jy nou by die huis moet bly. Ja, tuis bly 'n karretjie. Sy huis is daar in Sandton en dit is 'n nice huis. Ag, dit is nie 'n is nie slegte huis om te sleg nie, maar ja, nee, dit is die boodskap meer kom is actually belangriker hier. Is van tevore het dit neergekom op Malema het vasgeglo. Jy kan sê wat jy wil en die wêreld gee so 'n bietjie af want jy swart is die kort antwoord. Dus Jy kom uit die reënboognasie en jy dis kom baie in die probleme nasie en almal uit en weet dis dit. probleme, maar jy kan eintlik maar so 'n bietjie radikaal wees. Maar nou gaan lees jy weer aan uit net na die aanval van Hamas wat hulle 1200 mense insluitende vrouens en kinders en babietjies doodgemaak het. Hy het gesê Hamas did nothing wrong. En nou haal Brittanje hom van anders. Sê hulle luister, ons het nou gaan kyk na wat jy sê en ons dink nie ons wil jou hier hê nie, want iemand wat daai goedkeur en jy draai jou serpie en jy's heftig teen hierdie. So ons gaan jou dit nie toelaat nie. O nee, maar dis hulle goeie reg om dit te sê. Dis ironie, is hulle mag, ja. So nou is hy baie vies. Maar Maar vir wie sy vies met homself vies, hy het hierdie goed gesê op 'n openbare platform. Dit was nie by 'n braai waar hy dit gesê het. Ja, maar ek dink uitgepraat het. soos wat ons laas gesels het wat er uit daar het gebeur het met die Ramaphosa se besoek aan die FSA en toe die ligte af is en die video's gespeel word. Dit was een van die video's wat gespeel is waar Malema dan nou Kill the Farmer Ja, dit sing is aardig om en dit so dit te- is so dit is op die aardig om te radar sien. ek meen dit Ja. het miljoene mense se aandag daarop gevestig en ek dink opnuut ook ander lande se aandag gevestig. Ek dink hierdie is maar ook 'n gevolg van daai waar daar deur dit meer aandag op sy goed gevestig is. En soos ek gesê het, hy gaan ook nie noodwendig nou daar baie welkom in Amerika wees nie. So en dan natuurlik is daar ander lande wat dan nou hierdie voorbeeld kan volg. So ons gaan moet sien waar doen hy volgende aansoek vir 'n visum en ek is skieurig nogal. Neem aan ook nou aan Brittanje se kant, daai ons is ook nie die verrekening. Hulle het kiesers wat daai video gesien het en wat Hulle het kon ek dink baie van hulle het dalk vir eerste keer gesien. Hulle het anders daarop reageer soos wat ons wat
wat dit dit al gereeld gewoond word. Ons is 'n klein bietjie gewoond hier aan. Ja. Maar vir hulle was dit soos, hey, wat is hier? Presies dit. So as hy nou land en daar's 'n groot media ding, dan is baie van daai partye moet nou skielik verduidelik hoekom laat ons hierdie perd in ons land toe. So hulle het net die opsie gevat wat sê nee, shut the border, ons is uit. Jy kom nie hiernatoe nie. Dit is wel vir my stories snaaks want die EFF is 'n baie revolusionêre party wat super revolusionêr is solank as die revolusie nie geweld hardloop of enige opoffering vereis nie. En die enige Geweld, hardloop of opoffering. Ek kan dit sien. Ek kan sê ek is ook nie 'n revolusie mens. Hulle mees suksesvolle een Ek wil 'n was brief skryf vir iemand. Ek gaan 'n streng brief skryf. sien dis die ding. Hulle mees suksesvolle een was toe hulle die H&M's gestorm het en hulle het die helfte van die veldslaat teen daai winkelpoppe gewen. Daar so 'n paar wat die ou die mannequin misgeskop het en dan kan jy sien, nee, is nou nie Fighters Assemble nie. So dis wat hierdie nou is. Hy Maar die winkelpoppe vir hulle weggehardloop. van hulle het gewen. En natuurlik Floyd wat dan kon slaag met 'n paar joernaliste buite daar. Ja, dit was dus die ding is. So al wat jy sien is jy sien die Gucci revolusie aan die gang hier. Hulle is eintlik maar middelklas en hulle praat werkersklas en revolusie. Maar nou is daar die gevolge, nou die wêreld op jou neergedaal en die feit dat hy ontstel is vir my amper snaakser. Hoekom is jy Ja, maar nou is ek kan nie ek toe kry gaan die wees. gevoel hy kan lelik wees met mense, maar mense moet nie lelik wees met hom nie want hy's reg en ander mense is Ja, nie. dit is presies wat gebeur het. So nou het hy net skielik vir die eerste keer uit hy is nou die standaard. Nee, dis nie lekker nie. Hulle slaan nou terug. En nou Die winkelpoppe ja. die winkelpoppe slaan nou terug. So nee, ek vermoed sy opsies is beperk. Hy gaan nie meer in die buiteland nie. Ek dink ook meneer Malema gaan 'n stryd teen by meeste ATKV oorde in te kom. So hy moet dalk maar gaan kyk vir 'n huisie by die see of iets in daai lyn. By Buffelspoort mag dit ook sleg vir hom gaan. Dis 'n eie swembad bou. Dalk maar ja, ons sal self oomblik hier hê en bou jou eie swembad en dan nooi jy net jou vriende en dan gaan jy so. Maar wat? Goed. So iets wat dan ook die afgelope ruk gebeur het, daar is die riglyne rakende die Bella wetgewing gepubliseer. Dit is nie dieselfde as regulasies nie. So dit is die minister wat dan hierdie riglyne instel en van hulle, ek gaan net so 'n paar van hulle vinnig noem, so dan daar was 'n riglyn spesifiek dan oor skole se taalbeleid, maar dan ook goeders oor konsultasieproses waar duidelikheid ingesit. Daar moet gekyk word na skool se bestaande taalbeleid, die behoeftes van groter onderwysdistrikt, die onmiddellike omgewing moet oorweeg word, die reg op moedertaalonderwys moet in ag geneem word, en dan ook ander skole in die omgewing se taalbehoeftes en dan noodsaaklike hulpbronne en goed. So hierdie riglyne, hoe verskil dit dan nou tipies van regulasie? So in hierdie hele proses waar Bella dan nou einde verlede jaar wet geword het en ons weer was groot ongelukkigheid en daar was 'n klomp ander prosesse en selfs die minister wat nou hierdie riglyne verskaf het nie eers die ondertekening hiervan bygewoon nie en nou het ons hierdie riglyn. So wat beteken die riglyne? Is dit afdwingbaar? Wat presies is riglyne in hierdie konteks? Ja, so kyk, is nie niks nie, maar dis nie dieselfde as regulasies of wetgewing nie. So riglyne het nie regskrag nie. Bedoelende is die departement hoef hulle nie noodwendig aan te stuur nie. Wat dit wel doen en dit is belangrik, is dit maak die hekkie vir die departement om 'n taalbeleid te verander of iets moeiliker, hoër. So as hulle nou daar sal hulle sê, luister, ek beveel aan, die minister sê ek beveel aan dat jy en dis die belangrikste deel op toelating en taal. Ons beveel aan dat jy vir 'n volskool glad nie eers probeer instruksie gee om toelatingsbeleid of taalbeleid te verander nie. Nou is die ding as die departement dit doen, dan gaan hulle rasionaliteit moet wys. Meer en die riglyne maak daai 'n moeilike ding om te bewys in die hof. Dit is wel nie iets wat jy kan hulle hof toe vat op proses dan sê hulle het duidelik nou die regulasies oortree nie. Jy moet gaan op dis 'n irrasionele besluit want die riglyne of die rigtinggewende advies hier rondom sê jy moenie so optree nie, so jy moet baie goeie redes wys waarom jy vir 'n volskool die instruksie gegee het, ensovoorts. So maar 'n bietjie meer verantwoordbaarheid om te sê, okay, maar waar in die verlede toe daar nog nie riglyne was nie, kon jy dan eintlik net vir die skool gesê hoor, sorry, maar jy gaan gou tydelike struktuur hier oprig sodat jy sê net maar 30 Engelse kinders kon dit kon gebeur, ja. Kyk, ja, die probleem is Bella net so, gee vir die departement so of die mag om te sê, hy dink skool moet hulle taalbeleid aanpas. En dan hy of sy stuur dan geen instruksie en sê, luister, julle moet hulle taalbeleid begin aanpas. Hierdie sê nou, hy of sy kan dit nie dink van 'n volskool nie, en as hulle dit dink van 'n volskool, gaan hulle moet wys hoekom.
hoekom sê hulle is die volskool se toelating en taalbeleid verkeerd basies. Hy kan dit steeds doen met die riglyne, maar dit maak die hekkie om dit te doen bietjie hoër. Dis nog nie ideaal nie. Ideaal sal wees dat die wet gewysig word, maar ek dink ons die RNE is nie op pad om dit te doen nie. So mens moet So maar hierdie riglyne is amper 'n weet nou nog praat van rigtinggewing. Dis amper 'n voorloper van wat mens kan verwag in iets wat wel wetlik Sorry, die regulasies moet nog kom en dit kan dan moontlik ook so lyk. Die regulasies is op pad. Volgens die minister is dit einde Februarie hier, 2025. Dit het ons 'n bietjie gemis, maar nee, so hulle is besig. Onthou, het nou gesien Met wat? Hulle vlieg baie. In 'n geval. Ons spreek baie goedjies toe. Ja, so onthou nou dis 'n DA minister, einde Februarie is die regulasies hier. Deadline het so 'n bietjie gemis, maar die riglyne is daarom nou hier. Die regulasies is op pad wat dit nuttig maak is. Wat waarheen? Nee, hulle moet nog gepubliseer word. So dit sal ons Ook in Februarie. nee wel, hopelik in Julie ergens, ja, vermoed ons. Dit is wat ek vermoed kom is regulasies het regskrag wel. Ja. Jy kan nie van 'n regulasie afwyk sommer nie, dit stipuleer die proses. So wat hierdie ook doen is dis soos 'n voorskou vir hoe gaan die regulasies lyk. En die regulasies gaan nie wesenlik afwyk noodwendig van hierdie af nie. En dit is ons op 'n beter plek. Ek sê dis 'n klein oorwinning. Dis nie alles is nou okay nie. Dis 'n klein oorwinning. Ja, alles is nie verlore nie, maar alles is ook nie okay nie. Dis 'n klein treetjie in die regte rigting wel. So mense moet dit verwelkom. Selfs al is dit 'n laat treetjie, maar dis okay. Ideaal is om die simpel klausules in daai wet wat onnodig is weg te vat, maar mens moet ook besef daar is 'n baie langer stryd nou. Jy moet nou voor begin met 'n wetswysigingsproses. Dis 'n 2 jaar. Dink julle nie hierdie was 'n bietjie van 'n wekroep soos vir gewone ouers in gewone skole wat sê ons kan nie meer alles in iemand anders se hande laat nie. Die staat het van tevore Afrikaanse skole argumentshalwe beskerm. Ons het ons magte as ouers eintlik so half geabdikeer aan 'n beheerliggaam. Ons glo dat hulle in ons belange gaan optree, dat ouers eintlik nou so half met die hele tyd 'n oog hou oor wat is die besluite wat my beheerliggaam neem, tree my skoolhoof in belang van my skool en Doen wat ek wil my hê. kinders, doen hy wat ek wil hê, want ek dink baie keer ons is vir te lank het ons hierdie gevoel gehad maar iemand anders gaan dit doen. Nee, presies. Iemand anders gaan seker maak dat my skool Afrikaans bly en dat die onderrig van goeie gehalte gaan bly en dit is nie meer die geval nie. Ek moet dit nou self doen. Ja, indien dit niks anders het nie. So wat die rede hoekom daar nog so min gebeur het rondom dit is omdat daar so geweldige weerstand was. En mens die ANC sê dit vir jou ook as jy hulle strategy and tactics dokument gaan lees, dan sê hulle luister, hulle probeer altyd die revolusie druk, maar as daar weerstand is, dan vat jy selfs 'n tree terug. Wat jy gaan terugtreë en sê nee, ons gaan nie, nou moet ons eers 'n bietjie wag. En dit sê as jy weerstand bied, dan gewoonlik is daar 'n bietjie meer vrede. Dis 'n paradoks. So as jy dink die staat is jou goedgunstig met jou skool, ja, hulle is, mits jy grom elke nou en dan. So die feit dat daar so hard gegrom is einde laas jaar beteken dat baie min gebeur in die aspek van hulle is te bang om amper te roer in daai rigting. Maar dan is dit mos eintlik 'n klein oorwinning, want dit is hou net aan grom. Hou net aan grom, dis die Nie aan die res. slaap gevang word. Moenie aan die slaap gevang word nie en dit is die risiko, dis presies wat jy beskryf het. Ouers het so 'n bietjie gaan terugsit en gegaan. Weet jy wat, my skool sal right wees vir ewig. Ek hoef nie te worry. Ek is seker iemand gaan Ek kyk. seker iemand sal kyk, maar daai iemand is jy. Dit is hoe dit werk. So daar's nie iemand anders wat gaan grom maar jou kind se skool nie. Jy moet grom. Ek dink mense het dit gesien met daai optog met die Bella optog. Presies. Gewone mense Wat optog? kom grom het. Maar dis Weet nie dat hulle grom nie graag nie. hulle doen nie. Ons is nie groot grommers nie, Nee. maar nou kan ons. Ja, kom ons druk dan op grom en weerstand. Ons drink op hou aan grom. Ja. Gesondheid.